Baie welkom by Agape Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agape Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agape weet die lewe is moeilik, die lewe is gekompliseer. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Nou ja, vir almal wat aanlyn ingeskakel is, wil ons ook sê baie welkom. Ons is baie ongeskik, ons het julle nog nie gegroet vandag eers nie. So baie welkom daar waar julle van die lengte en breedte van die land en die aarde ingeskakel is. Ons is so bly julle is ingeskakel. En ons bid dat daar waar jy is, dat dit ook iets vir jou sal beteken, dat jy ook die Here daar sal experience waar jy is. So vandag gaan ons so vinnig wegspring met 'n klein mini-reeksie, 'n kort reeksie. En ek is baie excited oor hierdie reeks, sy naam is Nie Normaal Nie. En ek weet nie of julle onthou nie, maar in Johannes 6 preek Jesus daar 'n boodskap. En in hierdie boodskap sê Jesus 'n paar dinge wat die audience wat na hom luister so offend en hulle so aanstoot laat neem, dat baie van hulle besluit om op te staan en uit te stap uit die audience uit. Nou Johannes, Jesus se disipel, hy het dit alles gesien en hy dokumenteer dit vir ons en hy sê vir ons dat mense wat Jesus lank gevolg het na Jesus gesit en luister. En dit wat hy sê is so offensive dat hierdie mense opstaan en sê, hoe kan hy hierdie goed sê? Nee wat, ons kan nou nie verder hierna luister nie, geen mens kan hierna luister nie. Die tannies het hulle handsakke gevat en hulle het geloop. Dit het met Jesus Christus gebeur. Hulle sê, okay, weet jy wat, ons hou van die gratis kos, en ons hou van die wonderwerke, en ons hou van die vibe, en dis baie lekker en nice, maar alles wat jy nou sê, is bietjie one too much vir ons. Ons neem aanstoot, grond van dit wat jy sê. So, hulle het opgestaan en hulle het geloop. Nou, ek het weer na hierdie gedeelte gaan kyk, toe dink ek wonder, met hierdie nuwe reeksie wat ek nou afgeskop het, gaan hierdie nie my Johannes 6 reeks wees nie. Ek dink aan wat die Here op my hart gelê het en ek dink aan wat ek wil sê en ek besef daar's 'n groot risiko dat ek van julle wat hier sit vandag dalk mag offend. Is dalk van julle wat dalk kan aanstoot neem by dit wat ek vandag sê. Is dalk mense wat gaan sit hier in hierdie reeks vandag en julle gaan sê wel, ek hou van die gratis filter koffie, the Bible is baie nice en ek hou van die worship en weet jy wat, ek hou van dit wat julle vir my kinders en vir my tieners doen, maar Dawie, dit wat jy nou sê, dit wat jy nou oorpreek is net te offensive vir my. Ek is baie jammer. Ek gaan opstaan soos die mense by Jesus en wegstap en ek gaan vir my ander kerk soek waar ek nie so offend word op Sondag nie. En ek dink toe oor hierdie ding en ek sê vir myself, okay, so wat gaan ek doen? Toe besluit ek, kom ek vat die risiko en kom ek preek in elk geval hieroor en kom ek sê dan 'n paar goed wat van ons dalk mag offend vandag. En wat dalk 'n paar mense kan voel, weet jy wat, dit is nou nie graag wat ek wou gehoor het nie, en ek gaan. Okay, so kan ek dit doen? Kan ek julle offend? Okay, dis stiller, ek hoef nie nou te antwoord nie. Ek sien die paar mense wat sê, nee, okay, jy weet, ek weet nie, soos 'n verkeerde kerk liefie. Ja, maar weet julle wat, jy sit dalk hier vandag en jy sê, nou wat gaan jy sê? Wat is nou so offensive? Waaroor gaan ek nou so aanstoot neem, en dit wat jy sê vandag? Kom ek sê jou. Ek dink jy gaan aanstoot neem, want ek gaan vir jou iets sê, wat jy waarskynlik dink jy doen reg. Ek gaan vir jou leer om iets te doen wat jy klaar dink jy doen reg. Iets wat jy klaar 100% uitgesort het in jou lewe. Nou, statisties gesproke is daar baie Suid-Afrikaners, daar's baie Afrikaners, soos ons wat vandag hier so sit, wat glo dat ons hierdie ding reg doen. Ons glo dat ons eintlik great vaar met hierdie ding. Maar hier is die punt, ons doen nie great daarmee nie, en ons vaar nie so goed daarmee, soos ons dink nie, die gemiddelde persoon. Nie dat ek sê dat enige een wat hier sit of ingeskakel is gemiddelde mense nie, glad nie, ek dink julle is almal bo-gemiddeld. Ek dink hier is 'n bo-gemiddelde kerk, nie dat jy hier is bo-gemiddeld, okay? As die eerste keer besoek hierso vandag, is deel van 'n bo-gemiddelde groep mense in. Bybel sê yster slyp yster en so vorm vriende mekaar, so jy gaan bo-gemiddeld word hoe langer jy hierso is. Okay, so ek sê nie jy's gemiddeld nie. Wat ek eintlik net sê is dat jy glo jy doen hierdie ding reg en jy is great met hierdie ding. En ek glo nie noodwendig ons is nie
en ek dink jy mag dalk aanstoot neem omdat ek dit vir jou sê. So, wat ek in hierdie reeks dan gaan doen, is ek gaan vir jou leer wat dit beteken om generous te wees. Ek het jou gesê, jy gaan dalk aanstoot neem. Nou vir van ons taalpuriste, wat hier sit, ek weet dis vrygewig in Afrikaans, dankie vir ek spaar jy die WhatsApp na die tyd. So ek is nie so mal oor die woord vrygewig nie. Dit klink vir my half soos my kinders wat op die speelgrond sit en 'n broodjie deel, vrygewig, daai tipe ding nie. Ek hou meer van die woord generosity, en daarom gaan ek daai woord generosity gebruik. So, ek glo regtig dat dit so belangrik is vir ons om te verstaan wat dit beteken om generous te wees. En ek weet, soos jy hierdie hoor vandag, sit jy hier en jy sê, maar Dawie, ek gee. Dawie, ek is generous. Ek is 'n generous persoon. Nou, ek wil net van die heel begin af vir jou sê, hierdie gaan nie vir my oor gee nie. Hierdie gaan nie vir my daaroor dat jy ietsie moet gee nie. Ek dink dit is so belangrik om dit te sê, want jy weet hoe om te gee. Jy het regtig nie 'n reeksie nodig om vir jou te sê hoe om te gee nie. Jy weet hoe om te gee, nie waar nie? So, baie van ons gee baie van ons gee minder, baie van ons gee niks nie. So, dit gaan nie oor om te weet hoe om te gee of nie te gee nie. Jy weet hoe om dit te doen. Jy besluit net om dit nie te doen nie. So, jy weet hoe om R100 te gee, jy weet hoe om 'n donasie te maak, jy weet hoe om 'n projek te ondersteun. Jy weet hoe om te gee. So, hierdie gaan nie oor gee gaan nie. Hierdie reeks gaan, en ek wil van die begin af dit sê, hierdie reeks gaan nie daaroor dat ek wil hê jy moet iets doen nie. Hierdie reeks gaan vir my daaroor dat jy iemand moet word. Dit gaan vir my daaroor dat ek wil nie leer om ietsie te begin doen nie, ek wil jou leer om iemand spesifiek te word, want almal van ons is intentioneel besig om iemand te word. So ek wil jou help om daardie persoon te word, 'n generous persoon, 'n generous of vrygewige mens. En ek weet ook wat jy nou ook dink, nee, jy sal sê ek's 'n mind reader, maar ek weet hierdie, want ek is presies dieselfde as jy. Jy weet mos, wanneer iemand vir jou sê jy doen nie iets nie, dan dink jy dadelik aan die keer wat jy dit gedoen het. Manne, julle weet mos, jou vrou sê vir jou, jy help nooit in die huis nie. Dan sê jy, wat bedoel jy? Ek het dan in 2017 nou een keer die skorrelgoedwasser uitgepak. Okay? Wat bedoel jy? Of in COVID, onthou jy ek het die wasgoed op die draad gaan hang nie. So as iemand vir jou sê jy doen nie iets nie, is die eerste reaksie wat jy dink, is jy dink aan die moments wat jy dit wel gedoen het, nie waar nie. En ook sit iemand vandag en jy hoor ek sê jy moet generous wees, en dan dink jy dadelik aan die kere wat jy dan nou wel generous was. Sê, hi Dawie, maar ek was dan generous gewees al. Ek het dan 2 keer bestanddele geskenk vir die broodjie vir maatjies projek by David Brink. Ek het met die mannekonferensie 2 van my vriende genooi en hulle R100 kaartjies betaal. Ek het my 10de nou al 2 keer gegee die afgelope 2 jaar. Weet jy wat Dawie, ek is 'n generous persoon. Of weet jy wat, ek verstaan waar dit gaan. Ek doen nie die generosity ding. En dis ook maar die begin vir jou gesê het, hierdie is dalk miskien my Johannes 6 preek, wat iemand gaan opstaan en uitstap hierso, want jy voel dalk offended, want jy doen dit en ek sê nou vir jou, jy weet nie om dit te doen nie. Maar wat ek wil hê, jy moet baie mooi verstaan, aan die begin van hierdie kort reeksie, en aan die begin van hierdie diens ook vandag, is wanneer ek praat van generosity, dan praat ek nie van random acts of giving nie. En ekskuus weer vir my Engels hier so die taalpuriste. Dis net moeilik, sporadiese oomblikke van vrygewigheid. Verstaan, dit is, ek kan dit praat, ek kan suiwer, maar die helfte gaan my mis in die preek as ek dit nie doen nie, né? So, random acts of giving, dit is nie waarvan ek praat hierso nie. Kom ons noem dit sommer rag, nee, ek weet nie eers of dit is 'n woord is, of is dit 'n kerklike woord, of whatever nie. Ek weet wat rag is, maar rag, jy weet, ek weet nie, dit 'n woord is nie, maar kom ons gebruik hom nou maar vir vandag nie. Wat is random acts of giving? Dis wanneer jy bewus word van 'n nood in die wêreld, jy raak bewus van 'n behoefte in die wêreld, daar's 'n cause, of daar's een of ander, iemand wat een of ander begeerte het, of 'n droom, of wat ook al, en mense vra vir jou vir geld, of hulle inspireer jou om iets te gee, of hulle manipuleer jou om ietsie te gee, of hulle laat jou skuldig voel om ietsie te gee, of hulle speel op jou gevoel of op jou emosies om iets te gee. Weet daai ding, nee, of dan kom maar 'n sales pitch en hulle sê vir jou as jy deel is van hierdie en as jy dit, dan gaan hulle great goed of wat ook al dit mag wees, nee. En dan besluit jy, ag, wat kom ek gee tog net iets. Kom ek gee tog net iets randomly vir hierdie organisasie of cause of behoefte of nood of wat ook al miskien in die wêreld mag wees, nee. Dis 'n random act of giving, of generosity kan ons ook sê. Nou, don't get me wrong, ek dink dis reg, ek is nie teen 'n random act of generosity nie, ek is glad nie teen dit nie, ek is nie gekant in dit, inteendeel, ek dink is nodig om baie meer van dit te sien in die wêreld, maar dit is nie waaroor hierdie gaan om randomly 'n oomblik te beleef wat ons generous is nie. Hoekom? Want ware generosity
gaan oor baie meer as net random acts van gee. Ware generosity is baie meer as net 'n random oombliklike, in 'n emosionele oomblik, iemand speel daai donker note op die klavier, en iemand praat met so 'n stem, en dan sê so, kom ek swipe net vir Jesus, of wat ook al het mag wees, nee. Dis nie waarvan ek praat nie. Random acts of giving maak jy dalk vir 'n oomblik generous. Maar generosity maak van jou 'n vrygewige mens. En dis wat ons wil hê. Vrygewige mens. Generous mense. So die vraag word dan nie, wanneer het jy gegee, hoeveel het jy gegee, wat het jy gegee, dit is nie die vraag nie. Die vraag is eintlik dan, is ek 'n generous mens of nie? Is ek 'n vrygewige persoon of is ek nie een nie? Want ware generosity spruit nie voort uit 'n emosionele hype of iemand wat emosioneel gestuur word nie. Ware generosity spruit nie voort uit manipulasie nie. Ware generosity spruit nie voort uit 'n skuldgevoel wat iemand in jou skep nie. Ware generosity spruit nie voort uit iemand wat jou manipuleer om iets te doen nie. Dis nie ware generosity nie. Ware generosity lê baie dieper as al daai oppervlakkige goeders. En ware generous mense, wat werklike lewe van generosity lewe, se bron van hulle generosity lê heeltemal op 'n ander plek as al hierdie goedjies, emosionaliteit of skuldgevoelens of wat ook al dit mag wees. Dit lê op baie ander plekke, dieper plek. Dit is asof generous mense iets geleer het wat baie van ons ander mense nog nie geleer het nie. En dis wat hulle dryf om generous te wees. Dis wat hulle dryf om generous lewens te leef. En wat is dit wat ek glo generous mense geleer het, wat baie van ons dalk nog nie geleer het nie, is die volgende. Jy kan hom vir my opsit. Wanneer jy waarlik generous word, en dis wat hulle verstaan, wanneer jy waarlik generous word, dan gee jy meer, jy spaar meer, en jy spandeer minder. Jy spaar meer, so jy het meer, so jy kan meer gee, en omdat jy meer gee, spandeer jy minder noodwendig op jouself. En wat gebeur daarso? Basically verstaan generous mense dat wanneer jy dit doen, dan word jy nie armer nie. Jy word eintlik vryer. Hoekom? Want wanneer jy meer spaar, en wanneer jy minder spandeer, en wanneer jy meer begin weggee, weet jy wat gebeur met jou? Jy raak finansiëel vry. Jy raak finansiëel vry. Jy is nie cash strapped nie. Mense wat cash strapped is, mense wat nie kan beweeg nie, wat geen beweegruimte het nie, kan nie vry wees nie, kan nie generous wees nie, het nie gespaar nie. Al daai dinge, dis nie vry mense nie. So meer generous mens word, hoe meer vryer word 'n persoon. En ek weet, hier's dalk vandag iemand, vir al mense wat die eerste keer hier ingestap en gesê, dis nou so tipe kerk hier. Glo my, die mense wat lankal na Agape is, weet, dit is nie so tipe kerk nie. Maar ek dink wat belangrik is om te sê is, dat ons het nodig om vir mekaar te sê, jy mag dalk mense wees wat skepties is hieroor. Mense wat sê, jong, ek weet nie of ek dit koop nie, dit klink vir my soos 'n prosperity besigheid. Kyk, hoe meer jy gee, hoe meer geseën, dis so 'n tipe storie waarvan jy hierso praat vandag. Ek verstaan dat jy skepties is, en dis okay, maar moet asseblief nie na uitcheck nie, moenie uittap nie, moenie 'n handsak vat en loop nie. Bly net asseblief nog 'n rukkie, want ek gaan nou presies vir jou sê, hoekom ek dit glo. Hoekom ek glo, generous mense weet hierdie, en dat dit 'n verskil maak in die lewe. So kan ek vir jou sê, hoekom ek gevoel het vandag om hieroor te praat, en hoekom ek glo die Here het op my hart gelê het, hoekom dit nodig is om te praat oor generosity, nie net random acts of generosity nie. En hier is die rede, want ek glo, generosity is nie normaal nie. Ek glo generosity in die wêreld waarin ons lewe vandag is, generosity of vrygewigheid is nie normaal nie. Dis nie alledaags nie. En jy sal hierdie weet, nie. Dink byvoorbeeld aan, dit is nie iets wat van self gebeur nie. Wie van julle het kinders? Steek gou julle hande op. Ja, 'n hele klompie van ons, nie. Is kinders van self generous? Is dit 'n nee of 'n ja? Wie sê ja? Wie sê nee? Nee, julle weet nie. Wat doen jou kinders? Wat is die eerste woord wat 'n kind sê? Myne. Ja, ek hoor dit, julle sê dit nie. Myne. Jy moet vir jou kind leer, nee. Jy moet deel, my skapie, deel asseblief. Moenie, dis nie net joune nie. Moenie die hele pak jelly tots in jou keel afgooi nie. Deel dit asseblief met Boetie. Kyk, ons is nie so gebore nie. Generosity kom nie van nature nie. Ons is gehardwire om uiteindelik dit oor onsself te laat gaan en sodat ons alles kan hê. So ons weet hierdie nie. Maar voordat ons kinders uithaal, kom ons sê vir mekaar, ons volwassenes is nie ver agter hulle nie. Ons is maar net daai kinders wat groot word.
En as vir baie volwassenes, as ons eerlik is, en mekaar ook partykeer moeilik om generous te wees, nie waar nie? Jy vind jouself partykeer so 'n bietjie weerstandig teen generosity. Voel partykeer as jy dit hoor of jy so 'n bietjie wil wal gooi teen generosity. Want jy kyk na die wêreld. Jy kyk na die vrees wat daar in die wêreld is, die onsekerheid, die emosionele onstabiliteit wat in die wêreld is, en jy besef, ek weet dit gaan gebeur nie, ek weet nie waar gaan die wêreld nie, so ek moet my hand toemaak, en ek moet 'n toehand lewe, want nou het ek nie genoeg vir myself nie, nee. En ek kan nie generous wees nie. So dis nie net kinders nie, ek dink mense per se is nie generous nie. So, dis normaal om jou hand toe te hou, dis normaal om te stres, dis normaal om te sê, weet jy wat, ek gooi bietjie wal teen generosity. Dis normaal om dit te doen. Wanneer dit by geld kom, is dit ook absoluut normaal om meer te spandeer as wat jy verdien. Wanneer dit by geld kom, is dit ook baie normaal, ekskuus tog, om rente te betaal op goederes wat die waarde verloor die oomblik wat jy dit gekoop het, nee. Dis ook baie normaal om baie meer te spandeer as wat jy het. Dis baie normaal om diep in die skuld te wees. Dis baie normaal om onder geweldige finansiële druk te wees. Dis baie normaal in ons wêreld om konstant te voel, ek het nie genoeg nie, it's gonna run out. Nie waar nie? Dis normaal. Dis waar jy daar mens praat rondom 'n braaivleisvuur, dis waar mens praat by die werk, die finansies en die tye druk darm man is verskriklik, ja, wat ook al nie. Dis normaal. So, in so 'n normale wêreld is hierdie beginsel van generosity nie normaal nie. In hierdie wêreld waar al hierdie dinge wat ek nou net genoem het normaal is generosity abnormaal. Dis hoekom ek hierdie reeks genoem het, nie normaal nie. Want om jou finansies te gebruik en uit te leef in 'n generous manier soos Jesus ons leer, is nie normaal nie. Niemand doen dit nie. Jy hoor nie van baie mense wat dit doen nie. En weet jy wat, is nog iets wat nie normaal is nie, kan ek dit met jou deel? Baie van ons glo dat ons nie ryk is nie, terwyl ons eintlik is. Hier's 'n paar mense wat my nou so kyk, luister Dawie, weet jy waarvan jy nou praat nie, nee. Maar weet jy wat gebeur met ons? Ons vergelyk onsself altyd opwaarts. Wat doen ons? Ons kyk na ons situasie en dan vergelyk ons onsself opwaarts. Ons vergelyk onsself met mense wat meer het as ons, waarskynlik. Ons vergelyk onsself met mense wat beter karre het, beter huise het, wat nice vakansies hou, wat al die goeders op Facebook sit en jy sien dit en jy dink, "Haai, hulle gaan nou daar wees en ons is nou hierso." En dan kyk jy na die prentjie en dan sê jy vir jouself, "Ag nee wat, ek kan nie generous wees nie want ek het nie daai tipe geld nie." Maar wanneer laas het jy jouself afwaarts vergelyk? Kan ek jou dit sê, dat 3.5 biljoen mense op hierdie planeet verdien minder as R3.700 'n maand. 3.5 biljoen mense. Het jy geweet daar's 800 miljoen mense op planeet Aarde wat minder as R1.500 'n maand verdien. 800 miljoen mense op planeet Aarde. En volgens Netwerk 24 gaan kyk is die gemiddelde salaris in Suid-Afrika is R21.200. Dis die gemiddelde salaris. Verstaan jy as ons self begin vergelyk, die feit dat jy hier sit vandag, die feit dat jy ingeskakel is, dat jy hierdie kan hoor, sê vir my, dat die kanse baie goed is, dat jy baie ryker is as die helfte van die wêreld se bevolking op planeet Aarde. En dan sê ons vir onsself, ek is nie ryk nie, of ek het nie geld nie. Nog 'n ding wat vir my baie interessant is en nie normaal is nie, is ons glo dat ons generous is, maar ons is nie. So ons glo nie dat ons ryk is nie, maar ons is baie ryker as wat ons dink nie. Ons glo dat ons generous is, maar ek dink nie ons is altyd so generous soos ons glo ons moet wees nie. So nou sit jy dalk vandag en jy sê, Dawie, ek hoor die woord generous, en ek hoor jy praat van vrygewig, maar wat bedoel jy by generous? Wat bedoel jy met vrygewigheid? Wat presies is dit? As dit dan nie random acts of generosity is, met ander woorde om randomly nou en dan gestir te word en iets te gee en beter te voel oor jouself, of wat ook al nie, of gewete te is, of wat ook al mag wees nie. Wat is generosity dan werklik? So ek wil vir jou 'n definisie gee, maar voordat ek die definisie gee, wil ek graag vir jou net 4 mites noem oor generosity. So ek dink dit is belangrik om te sê wat generosity nie is nie, en ek dink dit is belangrik ook om te kyk wat dit is. So kom ons kyk eers wat dit nie is nie. Hier's 4 mites, 4 onwaarhede wat ons glo as dit kom by generosity. En hier is die eerste ene. Generosity gaan van self kom. Dis amper soos my kind wat groot word. Sy tande gaan van self begin groei, nee. Jy hoef nie daar te worry nie.
Nou die realiteit is, hierdie is 'n mite. Generosity is nie iets wat iewers van self gaan inskop in jou lewe nie. Soos die ouderdom inskop vir baie van ons en jy kyk in die spieël en dink, wat het met jou gebeur, my vriend? Daai tipe ding nie. Generosity is iets wat alle mense wat generous is 'n intentionele, doelbewuste besluit neem. Mense wat generous is mense wat sê, ek neem 'n besluit, ek neem 'n wilsbesluit, uit oortuiging, uit innerlike oortuiging, ek gaan 'n generous lewe leef. Ek gaan nie randomly net allerhande goed doen nie. Dis soos ek sê, ek's nie teen dit nie, ek dink is great, maar dit maak nie noodwendig van jou generous persoon nie. Dit maak dit 'n random acts of generosity toepas. So wat ek gaan doen is ek gaan 'n generous persoon wees. Dit kom nie van self nie. Almal wat generous is mense wat sê, ek het 'n keuse gemaak. Ek gaan 'n generous persoon wees. Ek gaan vrygewig wees. 'n Tweede mite wat ons oor moet praat vandag, is generosity is gekoppel aan my kontantvloei. Mense sê, ek sal graag wil generous wees, maar as ek net eers geld het, dan sal ek generous begin raak. Of ek het geld, so ek kan generous wees, of ek het nie geld nie, of ek het minder geld as ek wil hê, so ek kan nie generous wees nie. Weet julle, dis 'n mite hierdie, want elke mens wat generous is, kan ten spyte wat ons ken wat generous is, en dalk nie eers ken nie, is mense wat sê, ten spyte van kontantvloei, het ek 'n besluit geneem intentioneel, ek gaan 'n generous mens wees, en ek gaan generous wees, en generous leef. Ek gaan konstant wees, of dit baie is, of dit minder is, ek gaan generous wees. En dalk sit jy iemand en sê, okay, maar Dawie, dis nie so maklik nie, hoe moet jy gee as jy nie geld het nie, ek het nie regtig nie, dit is hoekom ek die volgende en ook die inhoud vir jou. Die derde mite is dalk wat jy moet hoor vandag, en dit is, die bedrag is baie belangrik. Dis wat mense glo, die bedrag wat jy gee is baie belangrik. Kan ek vandag vir jou sê, die bedrag is absoluut relatief. Baie keer gee iemand dalk miskien 'n bedrag of wat ook al, en mense sê, wow, dis 'n baie generous donasie. Maar hoe gaan ons weet dit was generous? Eintlik gaan net die persoon wat dit gegee het en die Here gaan weet of dit generous is. Want wat vir een persoon generous is vir iemand anders onbekostigbaar. Wat klein geld vir een persoon is baie vir iemand anders. So iemand kan R1000 verdien en besluit, weet jy wat, ek gee R50 af van, dit klink amazing, en dit is nie dalk baie generous nie. Iemand kan R100 verdien en R50 gee, en dit is actually generous. So jy gaan nooit regtig weet nie. So kan ek vandag vir jou sê, die hoeveelheid nulle wat jy by die bedrag sit, is eintlik irrelevant. Dit gaan nie daaroor dat dit 'n groot bedrag moet wees, of hoe meer nulle daar is, hoe meer generous is dit nie. Dit is nie waar generosity gaan nie, okay? Dit gaan nie oor die bedrag nie. En dan die laaste mite wat ek vandag vir jou wil noem, is ryk mense is generous mense. Baie mense sal sê, Dawie, ek is nie ryk nie. Dawie, ek het nie geld nie, so ek kan nie 'n generous mens wees. Eers as ek ryk is, eers as my skippie dag inkom, dan gaan ek generous wees. Eers as ek baie geld het, gaan ek generous wees. Maar kan ek vir jou sê, as jy so dink, nee, kan ek vandag vir jou iets sê oor dit wat ek wil nie, jy moet hierdie mis nie. Is jy reg daarvoor? Easy deal. Ryk mense is ryk mense, en generous mense is generous mense. Daar's geen korrelasie tussen die twee nie. Daar's ryk mense wat generous is, daar's ryk mense wat nie generous is nie. Daar's mense wat nie ryk is nie wat generous is, daar's mense wat nie ryk is nie wat nie generous is nie. Daar's geen korrelasie tussen jou net worth en tussen generosity nie. Glad nie. So om te sê ek moet 'n ryk persoon wees, of wel wees, of welvarend wees, of wat ook al vir ek generous kan raak, dit is nie so nie. So soos ons deur hierdie 4 mites gaan, en jy dalk miskien in een van hierdie mites ingekoop het, dink ek is so belangrik vandag om te sê dat ek dink die werklike probleem is nie dat ons nie genoeg geld het nie, of dat ons nie ryk genoeg is nie, of die regte bedrag het, of wat ook al dit mag wees nie. Ek dink die groot probleem is dat ons eintlik nog net nie werklik generous geraak het nie. Of dat ons nie eintlik weet presies wat generosity beteken, of hoe ons generosity doen nie. So ek het vir gesê, ek gaan vir jou vertel wat ek glo generosity is, en ek gaan eers vir jou sê wat dit nie is nie, maar kom ek gee dan vir jou definisie wat ek glo generous is. En ek het hierdie definisie is nogals 'n paar sterk Afrikaanse woorde vir ons taalpuriste. So hierso is dit. Is julle reg daarvoor? Okay, so dis nie gelets woorde hierdie nie, okay? Dis nie willetjie taal nie, dis soos legit taal hierdie. Okay, so wat is die definisie van generosity? Nommer 1. Generosity word vooraf besluit. En ek het dit nou so vandag genoem daarop. Generosity beteken ek maak vooraf 'n besluit, ek gaan 'n generous persoon wees. Ek gaan 'n plan hê vir generosity. Dit gaan nie 'n lukrake in spur of the moment emosionele hype tipe ding wees nie.
Ware generosity word vooraf besluit. Volgende is ware generosity word vooraf bereken. So vooraf gaan sit ware generous mense en hulle sê, ek gaan bereken wat ek gaan gee. Ek gaan 'n persentasie uitwerk. Ek gaan besluit, dit is wat ek available maak. Ek bereken 'n persentasie. Generous mense bereken dit. Nommer 3, dit word vooraf bestem. Wat beteken dit? Dit beteken ek het vooraf, toe ek die bedrag bereken het en besluit het ek gaan hierdie ding doen, toe het ek besluit, hierdie geld, hierdie deel van my budget is klaar bestem om na 'n plek toe te gaan van generosity. Ek het dit klaar bestem. Dit kan nie na 'n ander plek toe gaan nie. Ek het hulle gevat en ek het hulle bestem vir 'n sekere plek. Dit is nie vir my nie, is vir myself nie, so niks nie. Ek het dit bestem vir iets anders. En dan die laaste een, dis vooraf bevry. Wat beteken dit? Dit beteken dat mense wat generous is, verstaan dat ek net vooraf besluit of bereken of hierdie geld bestem om in daai rigting te gaan nie. Ek het besluit om vooraf hierdie geld te bevry en myself vooraf te bevry van my geld. Ek besef dat die Here is die eienaar. Ek besef ek is nie die eienaar van my geld nie. Ek besef ek is net die rentmeester van my geld. Ek is net die steward van daai geld wat die Here vir my gegee het. En weet jy wat? Omdat ek nie die eienaar is nie, bevry dit my om in beheer van daai geld te wees en my geld te roel, of eintlik toe te laat dat my geld my roel, of my beheer. So wat ek gaan doen is, ek gaan die beheer van dit los. Ek gaan bevry word daarvan. Ek gaan nie toelaat dat geld my beheer nie. Ek gaan vir my geld sê waar dit moet gaan, waar ek besluit het en bereken wat ek bereken het en waar ek vir dit bestem het om te gaan. Ek is bevry van my geld, wat my beheer, en weet jy wat, ek is in beheer om my geld te bevry, dat dit moet gaan waar dit wil. So dis nie 'n lang vreeslike definisie nie, dis net hierdie 4 woorde, eintlik 8 woorde wat ek vandag vir jou wil gee. Dit is my definisie van generosity. En dalk sit iemand vandag en jy sê, maar ek wonder of dit in die Bybel staan. Nee, het staan nie in die Bybel nie. So jy gaan dit gaan soek, dit gaan nie daar wees nie. Maar hierdie definisie lei ons na een van die bekendste verse oor generosity, wat ek dink jy so baie in jou lewe al gehoor het, en ek dink wat jy al dalk dink is net 'n Afrikaanse gesegde, en dalk weet jy dit nie, maar miskien besef jy vandag, dit is eintlik Jesus wat hierdie woorde gesê het. So, hierdie woorde is woorde wat ek met jou wil deel, want Jesus het baie oor generosity gepraat, en dis hoekom dit vir my belangrik is om ook daaroor te praat. Inteendeel, Jesus het baie meer oor generosity gepraat as oor baie ander topics, byvoorbeeld die hemel en die hel. Hy het nie so baie daaroor gesê soos oor generosity nie. Maar nie glo nie, gaan ondersoek die 4 evangelies. Hy het baie oor generosity gepraat nie. So hierdie gedeelte wat ek op wil fokus vandag is Paulus, wat die main karakter is hierso. So Paulus, julle ken vir Paulus, hy het in die Mediterraanse See, het hy gekriskros, en wat Paulus gedoen het, is hy het in die Romeinse Ryk oral kerke geplant en oral rond beweeg oor die Mediterraanse See, en op 'n stadium is sy uurglasie besig om uit te loop, en hy is op hierdie tydstip wat ons nou van gaan lees, is hy in Efese, en hy weet, sy tickets is geboek vir hom, sy moeilikheid is geboek, hy gaan nou Jerusalem toe gaan, en hy gaan gearresteer word daarso, en dan gaan sy sendingreise tot 'n einde kom, en hy is vir 'n laaste keer by die Efesiërs. En hy weet, hy gaan hulle waarskynlik nooit weer sien nie, hulle gaan mekaar nooit face to face weer sien nie, en dit is 'n verskriklike emosionele oomblik wat besig is om plaas te vind. So hy staan daar tussen hulle, en hulle almal luister na hom, en dis snotte en trane, en almal huil, en hulle soos, nee Paulus, moenie gaan nie, bly by ons, en sê vir ons gaan okay wees, en hy soos, nee, ek moet gaan, en is die plan, en hulle soos, nee, en hulle huil en so, en dan ten slotte sê hy so 'n paar woorde vir hulle. En Lukas, wat Handelinge geskryf het, Lukas, die ander volgeling van Jesus, het hierdie hele ding sien afspeel en hy dokumenteer vir ons wat hy sien gebeur daarso tussen Paulus en dan die Efesiërs. So voor Paulus gaan, besluit hy om vir oulaas met hulle te praat oor hoe hy 'n generous lewe geleef het. Hy gebruik homself as 'n voorbeeld vir die mense te sê, ek wil net 'n bietjie vandag vir julle vertel wat se tipe generosity ek gehad het. En dan besluit hy om hierdie hele laaste talkie met hulle op te wrap deur van Jesus se eie woorde te gebruik. En hierdie eie persoonlike woorde van Jesus wat Matteus weer gedokumenteer het en Lukas gehoor het by Matteus, besluit hy om te gebruik hierso. Kan ek dit vir julle lees? Lees dit saam met my. Dis in Handelinge 20 vers 35. So Lukas sien hierdie gebeur. Paulus het dit by Matteus gehoor, Matteus het dit eers neergeskryf, Jesus het dit self gesê. So Paulus sê hierso, in alles het ek vir julle 'n voorbeeld gestel, dat ons so hard moet werk, dat ons die armes
kan help. Paulus sê, ek het vir julle daai voorbeeld gestel van generosity, en voor dit vertel hy op ander maniere ook vir hulle hoe hy generous was. En dan gaan ons na die volgende deel van die vers toe, en dan sê hy die woorde vir die Efesiërs, voor hy gaan, en dan sê die woord vir ons, voordat hy toe nou gaan, kniel hulle almal saam, en hulle huil, en hulle sê bye, en dan klim hy op die skip, en dan gaan hy. So, hy sê, onthou die woorde van die Here Jesus. Wie se woorde? Die Here Jesus. Paulus sê, soos julle onthou hierdie woorde, hy vertel nie hierdie vir die mense asof dit die eerste keer is wat hulle dit hoor nie. Hy sê nie vir hulle, kom ek vertel vir julle hierdie wonderlike nuwe nuus nie. Kom ek gee vir julle die openbaring van Jesus nie. Hy sê, onthou, julle weet hierdie. Ek herinner julle daaraan, ons almal weet hierdie. Die disippels het gehoor, Jesus het dit gesê, Lukas het dit neergeskryf, Matteus het dit neergeskryf, en hier's Lukas, en dit is wat Jesus self gesê het. As jy jou Bybel het, lees dit saam met my, ons lees dit in NLV, hy sê, wat het Jesus gesê? Dit is meer geseënd om te gee as om te ontvang. Paulus sê, onthou hierdie woorde van Jesus. Hy het dit self gesê. Dit is meer geseënd om te gee as om te ontvang. En ek het jou gesê, jy gaan hierdie woorde ken. Ek het jou gesê, jy gaan sê, ek het hierdie al gehoor, gedog is 'n gesegde, maar nou hoor ek dis Jesus wat dit sê. Dis bekende woorde hierdie. Hoe baie van ons het nie al hierdie woorde van Jesus gelees? Kan net een teruggaan. Dit is meer geseënd om te gee as om te ontvang en gedink. Wat Jesus hiervan praat, is 'n rag nie, is 'n random act of giving nie. En jy sê, okay, ja, dis waar, ek onthou daai keer toe ek daai donasie gemaak het, ek onthou daai keer toe ek dit ondersteun het, toe ek daai mense gehelp het, ek onthou daai 1 of 2 kere van generosity. Ja, nee, ek verstaan wat Jesus hier sê, dit maak sin. Dis 'n oomblik in tyd gewees, of 'n paar oomblikke in tyd. Dis nie wat Jesus hier gesê het nie. En dis ook nie wat Paulus hierso gesê het nie. Wat bedoel ek daarmee? Die woord geseënd, wat Paulus Jesus hier aanhaal, wat hy gebruik het, is dieselfde woord, as jy na die Griekse taal gaan kyk, dis dieselfde woord wat Jesus gebruik het in die saligsprekinge. Nou die wat nie weet waarvan ek praat nie, is Jesus het op 'n ander plek geteach, Matteus 5, Matteus het dit neergeskryf, en Jesus praat met mense en hy sê, geseënd of salig, of welgeluksalig is 'n ander woord. Ek sê altyd welgeluksalig is so 'n mooi woord, nee, 3 keer gelukkig, welgeluksalig, nee. So Jesus sê, salig, geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. En ander saligspreking is, geseënd is die nederiges, want hulle sal die aarde, geseënd is die sagmoediges, geseënd is hierdie mense. So dieselfde woord wat Jesus daar gebruik het, is die woord wat hy hier in Grieks gebruik, en die woord geseënd in sy oorspronklike vorm beteken eintlik gelukkig. So Jesus sê eintlik, gelukkig is die nederiges van hart, gelukkig is die wat rein van hart is, of wat ook al die saligspreking is wat hy gebruik het, julle ken dit. As jy dit nie ken nie, gaan lees asseblief Matteus 5, dis 'n beautiful preek wat Jesus gegee het, seker een van sy bekendste preke nie. So Jesus het hierdie teaching wat hy doen daar in die saligspreking, en wat hy daar so essensieel doen, en deur die woord geseënd te gebruik, en hierdie spesifieke woord vir geseënd in die saligsprekinge, is Jesus sê, geseënd of gelukkig is dit wat in jou lewe gaan plaasvind, as gevolg van 'n sekere leefstyl. Dis die konnotasie wat daai woord het in die saligsprekinge. Omdat daar sekere attributes in jou lewe ingebou is, omdat jy 'n sekere tipe manier leef, omdat jy 'n sekere leefstyl het, sal jy geseënd wees. Sal jy gelukkig wees. So daai geluk is God wat geluk en seën gee op grond van 'n leefstyl. Nie random acts wat iemand doen nie. Byvoorbeeld, hy sê geseënd is die sagmoediges. Hulle sal die aarde beerwe nie. Geseënd is die wat nou en dan sagmoedig is nie. Geseënd is die wat occasionally in lewe sagmoedig was nie. Geseënd is die wat 'n sagmoedige leefstyl het. Geseënd is die nederiges. Geseënd is die wat rein van hart is. Nie occasionally rein van hart is nie. Geseënd is die wat 'n leefstyl leef waar hulle harte rein gehou word. Verstaan julle wat sê ek? So daai seën, daai geluk, daai blessing kom op grond van 'n leefstyl. Nou kom Jesus en hy gebruik presies dieselfde woord en hy praat oor generosity en hy sê, dis meer geseënd om te gee as om te ontvang. Wat beteken, wanneer ek en jy God se seën in ons lewe en geluk in ons lewe van God af ontvang ons dit op grond van 'n leefstyl van generosity. Nie 'n random act wat ons nou en dan doen nie. Ja, natuurlik sien ons maar die seën wat hy hiervan praat, 'n lewe van seën.
is as gevolg van 'n lewe van gee en van generosity. So wat Jesus basically sê, is as jy 'n generous lewe leef, nie noodwendig occasional oomblikke van generosity het nie, dan sal jy geseënd en gelukkig wees. En dis wat ek nou in die begin vir jou gesê het, hang net bietjie vas as jy dink jy skepties oor wat ek sê. Dis Jesus se woorde gewees. Net soos in die saligsprekinge sê hy hierso, jy sal daai tipe seën hê wat mense ontvang wanneer mense 'n lewe leef van generosity. Ek dink as mens 'n saligspreek vir hierdie moes kry, dan sal dit waarskynlik iets gewees het soos gelukkig is die mens wie se lewe rondom generosity en gee gebou is, eerder as om te ontvang of om te kry. Dis 'n leefstyl gebou is. Nou ja, op hierdie punt dink ek hier's 'n paar van ons wat hier sit en sê, okay, hoe lank is hierdie preekreeks? Ek dink ek het volgende Sondag iets anders aan. Ek is baie besig volgende Sondag, weet jy wat, dit's bietjie too much vir my hierdie, okay. Hoe lank is hierdie diens nog? Ek tel die tyd af dat ek net kan klaar kry. So ek verstaan dat jy so voel. Maar ek wil vir jou sê, relax asseblief. Raak asseblief vir my rustig. Okay, relax, raak vir my kalm. Hoekom sê ek so? Want ek kan jou nie forceer om enigiets te doen nie, okay? Ek kan jou nie dwing om enigiets te doen nie. Is dit nie wonderlik nie? Ek kan jou nie maak om generous te wees of forceer om generous te wees nie. En ek wil dit ook nie doen nie, okay? En ander ding waaraan ek gedink het, is julle doen in elk geval nie helfte van die goed wat ek ooit van die vooraf sê nie. As ons nou eerlik is met mekaar nie. Ek dink nie die helfte van wat ek ooit hier sê, doen enige een van ons sê nie. Ek doen partykeer nie eers wat ek van die vooraf sê nie. So, relax, dit is nie, as jy kan dat dit luister en sê, nee, ek gaan dit nie doen nie, dis jou keuse wat jy vandag het, so, ek het jou nêrens in 'n druk gehang vandag in nie. Ek dink dit is belangrik om hierdie teaching te doen, kom ek sê hoekom, want ek wil graag nie iets van jou hê nie, ek wil iets vir jou hê. Ek wil hê jy moet 'n generous persoon word, ek wil 'n generous persoon word. Weet jy hoekom, want Jesus sê, 'n generous persoon sal geseën word deur die Here. Generous persoon sal geluk in hulle lewe hê op verskillende maniere, en weer eens, dis sy woorde. En dis hoekom ek besluit het, ek gaan nie enigiemand anders se woorde gebruik as die Here Jesus self se woorde nie. En 'n ander ding wat ek ook gedink het, is ek wonder of enigiemand anders in jou lewe ooit hierdie beginsel vir jou gaan teach en gaan leer. Ek dink nie, as jy dalk vandag die eerste en enigste keer hier was, daar gaan iemand anders wees wat hierdie vir jou noodwendig in die lewe gaan leer nie. So dis vir my 'n groot geleentheid om hierdie vandag te doen. Dis dalk 'n once-off geleentheid. So soos ek en jy vandag hierso sit in hierdie plek, wil ek vir jou vra, kan ons dalk miskien op 'n plek kom waar ons vir die Here sê, Here, ek gaan u ernstig opneem op u woorde. En weer eens, ek wil niets van jou hê nie. Ek het vir jou gesê, dit is nie dat ek iets wil kry dit uit nie. Ek wil iets vir jou hê. Wil jy met 'n generous persoon wees, van die Here sê hy gaan jou bless. Kan ons dalk miskien dit oorweeg net vandag? Ek weet jy gaan in hierdie gedagte hou, en asseblief kom volgende week terug, moet nou nie wegbly nie. Dis ook om jy 'n reeksie is, en nie net een Sondagoggend nie, okay, dat ons nou net hierdie ding en nou sê soos wat nou verder nie. Dis 'n reeksie, om ons te help om deur hierdie ding te stap en dit te digest. So kom asseblief terug, en selfs al voel jy offended, kom in 'n geval terug, okay. Willie het jy ook al offend en jy het maar weer teruggegaan vir daai pudding. So, kom ons wees nie normaal nie. Kan ek dit ten minste vir ons vra vandag? Kom ons hou op om normaal te wees. Wat is normaal? Normaal is, almal is finansiëel uitgemax en uitgestres en almal het skuld en het rente op hierdie goed en dit is verskriklik rof en ons het nie beweegruimte nie, ons cash strapped en dit is wat normaal is vandag. Kan ek en jy dalk vandag 'n besluit neem en sê ons wil ophou om normaal te wees wanneer dit by generosity kom en ons wil op 'n plek kom wat ons regtig generous mense raak. Kan ons op 'n plek kom wat ons sê, weet jy wat, ek wil nie geïsoleerde oomblikke hê, random acts of generosity nie. Ek wil regtig 'n generous mens wees, want Jesus het gesê, wanneer ek en jy generous is, 'n leefstyl van generosity het, sal die Here ons seën. En dit beteken nie, ek doen hierdie goed om geseën te word nie, want die Here kyk na jou hart ook, en ons ander skriffies ook, wat Jesus sê, die God het die blymoedige gewer lief, so jy kan hom ook nie flous nie. Jy kan 'n groot cheque vir die Here skryf, jy kan al die goed doen, en nog steeds weer die Here wat in jou hart aangaan, nee. So uiteindelik is my begeerte dat ons op 'n plek sal kom, waar ons sal sê, weet jy wat, ek wil meer generous persoon wees. En imagine, ons het 'n ding wat ons baie by die gemeente sê, is ons wil die mees generous gemeente in Rustenburg wees. Ons wil hê, mense moet, hulle kan baie goed van ons sê, maar ek wil jou sê, as hulle een ding oor ons te sê het, moet hulle sê, hierdie is die mees generous gemeente in Rustenburg. Weet jy wat, hoe hulle generous is, deur middel van die verskillende avenues wat hulle het, verskillende bedienings, goed wat hulle doen, dis een ding wat ek so graag sal wil hê.
En as iemand iets oor die kerk sê, dat mense sal sê, maar ek is daar, en ek wil vir jou sê, dis een van die meest generous gemeentes, en ons kan dit net wees, as 'n generous groep mense het. Dus kan ek vir jou ten slotte vra om gou saam iets te imagine? Kan ek jou vra? Weet jy, is nou so geskok vandag, maar kan ek net saam my imagine hierso? So maak gou so, sit jou imagine wiki op. Okay, hier imagine ons nou. So wat gebeur nou? Imagine, daar word 'n bankrekening in jou naam oopgemaak. Nog een, jy dalk baie, nog een. En al die geld wat jy ooit in jou lewe gemors het, wat jy gewaste het, word in daai rekening inbetaal. Imagine daai 15 pare skoene wat jy gekoop het, wat jy nooit gedra het nie, daai klere in jou kas wat nog die tags aan het, want dit voel nie nice nie, of is nie met jou aura pas het, of wat ook al dit mag wees nie. Of is dalk 'n ekstra boot wat jy gekoop het, wat nou maar net daar staan, of 'n ekstra strandhuis, so wat ook al dit mag wees nie. Daai geld wat jy spandeer het, wat jy weet, is eintlik vermorsing gewees, of rente op kredietkaart, of 'n tweede verband, of wat ook al, jy weet jy dit gemors. En ek wil nie vir jou sê wat vermorsing is nie, jy kan self besluit wat vermorsing vir jou was. Maar al die geld wat jy ooit gemors het, sit ons in daardie rekening. Trouwens, imagine hierdie, sit al daai geld in hierdie rekening in. En die deal is, die Here sê vir jou, nou moet jy daai geld vat, jy mag dit nie terugvat nie, mag dit nie op jouself spandeer nie, jy het 6 maande, en jy moet daai gaan spandeer op ander mense. Daai geld vat en generous wees. Wat dink jy is die gevoel wat jy gaan beleef? So jy gaan dalk aanvanklik teleurgesteld wees, dis jou geld, maar as nie joune nie, kan niks met dit doen nie. Dis in 'n rekening gesit nou. Jy moet dit uitgee in 6 maande op ander mense. Imagine dit. Kan ek vir jou sê wat gaan gebeur? As jy gaan so vinnig as moontlik generous begin raak. Jy gaan mense skielik begin bless. En jy gaan sien hoe glimlag op mense se gesigte gesit word. Jy gaan sien hoe dinge vir mense gebeur. Hoekom hou ons so van daai extreme makeover of in die sop, hotelle of kombuis of weet whatever dit mag wees, restaurant. Hoekom hou ons van daai programme? Jy wag vir daai program se einde. Waarvoor wag jy vir die einde? As jy wag dat daai bus wegtrek of jy wag dat die mense daar instap en jy sien daai absolute joy op mense se gesigte want iemand was generous geweest. En jy sien daai blydskap, jy sien die trane, jy sien daai verligting op daai mense se gesig is, nê. Dit is wat gebeur. Imagine net jy begin hierdie geld weggee en jy sien hoe mense reageer, jy sien hoe jy mense bless. Ek beloof vir jy gaan soveel van hê. Jy gaan baie vinnig vergeet dat hierdie geld op 'n stadium vermors was. Jy gaan van hê, dit gaan vir jou lekker wees om hierdie te doen. Jy gaan mense bless. Jy gaan 'n lig wees waar jy gaan. Ek was 'n jong predikant, ek het al die storie vertel, die wat nou lankal lees ken hom, so bear with me. Maar ek was 'n jong predikant, ek het net hier gekom. Toe sien 'n oom in die gemeente en die oom kom na my toe en hy sê vir my, luister Dawie, jy's nou ons nuwe predikant. Ek sê hulle sê so oom. Hy sê okay, so ek wil hê jy moet my Dinsdag in die mall kry. Ek sê hoekom oom? En hy sê kom net daai tyd met jy daar wees, hy was polisieman. Hy sê kry my daar. Jy gaan as hy sê. En ek kom daar aan en die oom sê vir my nou gaan ons gaan en nou gaan ons in Woolies ingaan en nou gaan jy vir jou hemde kies en broeke kies en belt, nice mooi belt en skoene. Nou is dit vir my baie awkward. Nou stap ek daar en as ek soos hierdie en daai is die goedkoopste een wat ook al nie. En hy sê nee, jy gaan kies. Ek gaan op 'n ander plek moet ek iets vir my vrou koop of wat ewen. Jy kies, maar ek sê vandag vir jou, soveel hemde, soveel broeke, so pare skoene, dis wat jy doen. En toe ek hierdie goed daar bring, ek het 'n paar goed uitgelos, julle hy tel dit, haal dit so uit die mandjie uit. 1 2, hy sê kort nog 'n hemp, gaan kry vir jou nog een hè. En ek voel so sleg en uiteindelik sien ek daai oom betaal en na tyd sê hy vir my, weet jy wat, ons gaan gou en ons gaan hierdie, dit is 'n Wiesenhof was nog in die mall. Sê nou gaan ons Wiesenhof toe, nou gaan ons koek eet en koffie drink en ek gaan jou stiek vir dit nê. En dit was vir my so vreemd daai tyd gewees, maar vandag kyk ek terug en ek verstaan hoekom hy dit gedoen het. Want Jesus sê is groter blessing om te gee nê, as om te ontvang. Iemand bel my een keer 'n klompie jare terug en die persoon sê vir my, jy moet my by my huis kom sien en Martin moet saamgaan, jou sussie moet saamgaan en Martin se sussie, ons almal gaan soontoe en die persoon sê surprise, ek wil hê julle moet almal saam met ons Israel toe gaan. En ons is soos waar teken ons, wat is die catch hierso? Die persoon sê julle moet net saamkom. Ons is soos nee. Jy weet mense nooi net saam soos 'n hele groep mense saam oor see nie. Dit kan nie so wees nie. Die persoon sê ek wil julle bless. Kan julle gaan of nie? En ek sê wel, ek is seker ons kan gaan. En die persoon sê, julle worry dalk oor sakgeld. Elke een gaan ek so 'n bedrag sakgeld voorgee. Ek was my 20's nog gewees. Dit was vir my amazing gewees, nê. En hierdie persoon gee vir 'n jong predikant die geleentheid om
predikante geleentheid om Israel toe te gaan en die goed daar te sien en te beleef en is all expenses paid dinge. Wat ek vir jou probeer sê is, ek het daai tyd nie verstaan hoekom doen iemand so iets nie. Maar vandag as ek terugkyk, dan besef ek hoekom het daai mense dit gedoen, want hulle het hierdie ding verstaan. Die vreugde en die joy en die blessing wat hulle uit dit uitkry. Dis 'n lewe van generosity. En as jy daardie bankrekening sou leegmaak en enigeen van ons in daai hipotetiese scenario sou wees, kan ek jou beloof dit gaan groot joy vir jou gee. Dit gaan groot vreugde vir jou gee. My eie lewe het ek self goeders gedoen. Ek gaan nie oor myself oor dit praat nie, maar ander mense gebruik om vir te sê dit is amazing wanneer ons in hierdie ding kan inkoop nie. So kan ons nie normaal wees nie. Kan ons nie normaal wees nie. Kan ons na die Here toe gaan en sê, Here, maak van my 'n generous mens, soos U is. En volgende week gaan ek verder saam met jou in Delft. Asseblief so kom terug, moenie wegbly. Bring iemand saam en sê, kom na my kerk, ons praat oor geld daar. So, great. Ja, ek glo die Here sal vir ons seën. Nou, hier is die vraag wat ek wil afsluit met die bankrekening storie met die wat is die punt daar? As jy dit sou doen as jy daai bankrekening gehad het en jy die vreugde en joy beleef het van dit, hier is die vraag. Hoekom begin jy dit nie nou net doen nie? Sonder die bankrekening. Hoekom, as jy weet daar lê joy en seën en blessing en om 'n generous persoon te wees? Hoekom net nie nou begin nie? Daar's al hierdie mites wat ons dalk geglo het. Ons kan nou begin. Ons kan nou iemand se lewe gaan bless en dit hoef nie eens hier te wees nie, verstaan wherever. Kom begin ons nie net nou nie. En hoekom sê ek hierdie vir jou? Want ek glo nie net ons gemeente nie, ek glo ons dorp gaan 'n totale facelift, 'n totale transformasie ondergaan as ons die mees generous groep mense in hierdie dorp word. Ek glo dit met my hele hart en siel. Ek glo dit gaan mense se lewens gaan verander. Ek dink soos 'n plek soos Care Center en ek dink soos kinderjeugwes en weer eens dankie vir elke generous hart wat hier is, maar ek glo daar's soveel meer wat kan gebeur nie. As ons leer om hierdie ding reg te doen. So mag die Here vir ons help om dit te doen. Ek wil jou hierdie vraag wil ek dan by jou los. So, as jy dit sou doen met daai rekening en jy ervaar al, so kom net nou begin nie. Kom net nou dit begin doen nie. Wil nie met 10, 15 jaar wag voordat jy dit wat die Here vir jou in store het begin beleef nie. So kom ek bid vir jou. Here, baie dankie dat ons vandag na u woord kon luister, Here. En ja, Here, dis nou nie baie woord wat ek gedeel het nie, Here, maar die 2 sinne wat ek gedeel het, Here, is so profound. Dis u woorde. En Here, ons gaan daai blaai uit ons Bybel uit moet skeer en elke Bybel op die planeet uit moet skeer, Here Jesus, om verby dit te kom. Maar u het gesê, Here, dit is baie meer geseënd en die woord is gelukkig. Daar's 'n blessing op mense lewe wanneer mens generous is, Here. Nie net om te gee randomly goed te gee nie, Here, om 'n generous mens te wees en mense te bless, die koninkryk van God te bless, daar waar ons gaan. Here, maak my 'n meer generous mens, maak hierdie gemeente meer generous, maar meer as alles, Here. Help vir ons om daar waar u ons gesit het, generous te wees, Here. En dit het niks met nulle te doen nie. Niks met cashflow te doen nie, Here. Dis 'n hartsding. Ek bid dat u ons harte sal kom aanraak. Ek bid dat u ons harte sal kom aangryp vir hierdie ding, Here. En ek kan net u woord deel, Here. En ek bid, Here Jesus, dat u self, soos ons hier uitstap, verder sal praat, Here. Dat u self deur die Heilige Gees mense in hulle harte sal oortuig, Here. Dankie, Here Jesus, dat hierdie nie by 'n gevoel begin nie, maar by oortuiging, 'n wilsbesluit wat mense neem. Maak ons 'n meer generous gemeente, Here. Ek bid vir ons, Here, soos ons hier uitstap ook vandag, Here, om uit te gaan in mooi stories wat ons gehoor het, soos Andrie se storie, Here, dat ons sal aanhou om te sien hoe hierdie stories kom skryf, Here, dat ons 'n kerk sal wees wat na buite gerig is, Here. 'n Kerk sal wees, Here, wat onweerstaanbaar is daar waar ons beweeg, Here. Kerk sal wees wat vir mense sê kom soos jy is en die Here sal jou kom ontmoet soos jy is en dan sal jy na plekke toe vat wat jy nie ooit kan droom jy sou by wees nie. Help ons, Here Jesus, om lig te wees in hierdie dorp en help vir ons dat Rustenburg sal bly wees dat Agape gemeente is, Here. Help vir ons, Here Jesus, dat Rustenburg sal sê ons is dankbaar vir daai kerk op die bult. Ek bid, Here Jesus, dat ons dit sal wees. En miskien wil jy dalk vir 'n oomblik net vir die Here sê wat op jou hart is. En jou geleentheid gee, as jy dalk die eerste keer is dit weird vir jou. Maar net vir die Here sê, Here, wat sê jy nou vir my na hierdie?
Dankie Here dat U in elke hart en elke lewe whisper. En dankie Here Jesus dat U die naprediker van die woord sal wees. En ons bid dit vandag in die naam van Jesus. En almal sê saam met my. Amen. Baie dankie dat jy gekom het. Mag die Here jou seën hierdie week. En sien uit om jou volgende Sondag te sien. En vanaand, die groepe gaan aan wat jy is. Sien uit om julle vanaand te verwelkom. Be blessed.